En U kry al die lof en die eer en die aanbidding, want daar is niemand soos U nie. U is waardig, U is heilig, Koning van die konings, God van ons lewe. Dankie Vader, dankie Jesus, dankie Heilige Gees. U is waardig, U alleen is waardig. In Jesus naam. Amen. Ek wil hê julle moet net so staande bly. Ek lees vir julle 'n gedeelte uit die skrif, want dit is nie deel van my woord nie. Ek let onder die salwing van die Heilige Gees in opdrag, want dit wat die Here wil hê. Wil julle hê Richmond moet gered word? Ek kan niks hoor, wil julle hê Richmond moet gered word? Dan moet julle die volgende saam met my doen, nadat ek hierdie skrifgedeelte gelees het. En ek wil hê julle moet julle hande uitstrek na die dorp toe, en die dorp inroep, sodat die siele kan inkom. Die tyd is min, hier staan 'n klomp arbeiders voor my, en ek weet dat as ons 'n manifestasie doen, dat God gehoorsaam is om sy engele uit te stuur, en te doen in opdrag van dit wat die Here wil hê ons moet doen. Uiteindelik, broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapentoerusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, magte, wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapentoerusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan vas, julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. Skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Hulle daar buite is waar ek en jy so 'n paar jaar terug was. Daar's op een of ander stadium deur gebed, dat jy die roepstem van die Heilige Gees gehoor het, en jy ag gegee het op dit wat die Here wil hê jy moet doen, is om hom te volg. Maar daar buitekant is 'n stikkende wêreld. Daar buitekant is 'n verlore siele wat op en af in die strate loop. Daar buitekant is mense wat nie eers 'n bed het om in te slaap nie. Klere het om aan te trek nie, en kos het om te eet nie. En hier staan voor my die arbeiders van Richmond. Hier staan voor my hulle wat 'n verandering in hierdie dorp gaan bring. En dis hoekom ek wil hê dat hierdie kant julle hande gaan uitsteek soontoe. Hierdie kant tot daar, net voor Nikkel, julle hande gaan uitsteek daartoe. En die res van julle die hande gaan uitsteek soontoe. En die wat daar agter staan, die hande uitsteek soontoe. En ons gaan 'n manifestasie doen om Richmond in te roep vir die Here. En dan ook, hulle wat nie hier is nie, dat die Here hulle tasse pak en gaan. En ek weet nie of hulle in tente gaan woon nie, maar hulle moet hulle tasse vat en waai. So kom ons bid saam, en kom ons steek ons hande uit soos wat ek beveel het. En ek gaan nou vir ons almal 'n gebed doen. En die van julle wat in tale kan praat in tale, sodat die Here die antwoorde kan kry. Here, ons kom na U toe in die naam van Jesus. Ons dank U, Here, vir die autoriteit en die mag wat U vir ons gegee het, om op slange en skorpioene te trap. Ons dank U vir die mag wat U vir ons gegee het, en alles wat ons vra in die naam van Jesus sal U vir ons doen. Nou kom ek, Here, en ek pleit die bloed van Jesus oor elke persoon in Richmond, Here. Ek roep hulle in die naam van Jesus. Ek roep hulle in van die ooste, die weste, die suide en die noorde. Ek roep hulle in onder die bloed van Jesus, om te hoor wat die Gees van die Here vir hulle sê. Laat elke ene wat hier staan sal weet en sal hoor en sal spreek, so sê die Here, elke keer as hulle voetstappe in enige plek op Richmond sit.
Ek wil bid, Here, dat elke boer wat hier is, Here, dat die roepstem van die Heilige Gees met hulle sal deel. Ek wil bid, Here, dat elke roepstem van die Heilige Gees in die kampe waar die mense is, Here, daar waar hulle bly en daar waar hulle woonagtig is, Here, dat U, Here, met hulle sal deel deur drome en gesigte, dat U met hulle sal deel om in te kom om die Here te dien. Ek wil bid, Here, vir hulle wat predikers in hierdie area is. Ek wil bid, Here, dat die salwing van die Heilige Gees hulle sal oordek, Here, dat hulle deur drome en gesigte in die middel van die nag sal wakker word en weet, Here, dat hulle werk op Richmond nog nie voltooi is nie. Ek pleit die bloed van Jesus op elke ene hier, Here. Ek wil ook vra, Here, dat hierdie plek heilige grond sal wees, Here. Dat elke keer as ons voetstappe op hierdie plek plaas, Here, dat die heilige God van Israel, van Isak, Jakob, Here, met ons sal wees, Here. En dat elke keer as ons voetstappe op hierdie plek sit, Here, dat daar geen demoniese aktiwiteite sal plaasvind nie, maar dat die krag van God sal manifesteer, dat die krag van God in elke persoon hier losgelaat sal word, om die werk van die Here te doen en te voltooi. Ons gee aan U al die lof, al die eer en al die aanbidding wat U toekom, Here, want U is 'n waarmaker van die woord. U is 'n God wat nie kan lieg nie. U is die begin en die einde, die Alfa en die Omega, die blinkmore ster, die lelie van die dale, die roos van Saron, die een wat was en wat is, wat weer gaan kom. En ons gee aan U al die lof en die eer, en hierdie hele gemeente stem saam met my en sê amen in die naam van Jesus. Baie dankie, mag jy se plek inneem. Op my beurt groet ek julle in die mooi naam van Jesus. Ek sien hier's 'n paar nuwe mense hierso wat ek nie ken nie. Ek hoop hulle ken my na die diens. Of ken van my na die diens. Ek eer U vir die bediening wat die Here vir elke ene in hierdie plek gegee het in die afgelope 4 dienste. Ek weet dat die Here het 'n plan gehad vir my en my vrou om hier te wees. Ek weet dit was 'n voorreg om vir julle te kon bedien met die woord en kon bedien met die werkinge van die Heilige Gees. En ek weet dat elke ene wat hier is, het 'n roeping, het 'n doel, het werk, want die tyd is min en die arbeiders is nog minder. En ek weet dat die koms van die Here om die draai is. Die Bybel sê in Amos, maak gereed om jou God te ontmoet. Ek is gereed as hy kom. So lees saam met my die van julle wat die woord saamgebring het uit Johannes 16. Vanaf vers 1. Hierdie dinge het ek vir julle gesê sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoge ban, maar kom 'n uur dat elkeen wat julle om die lewe bring sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Klink dit vir julle bekend? En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek dit vir julle gesê het, maar ek het julle nie dit van die begin af gesê nie, omdat ek nog saam met julle was. Nou gaan ek na hom wat my gestuur het, en niemand van julle vra my waar gaan hy heen nie. Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oordeel en oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle my nie glo nie. Van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, dan sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit die wat aan my behoort en aan julle verkondig. Ek wil vanaand 'n bietjie met julle deel oor
Verskeie goed wat die Heilige Gees op my hart gelê het en hierdie hele week het ek voorberei en gister aan 3 uur of vanoggend 3 uur verander die Here my skrif. En ek dog toe by myself, ja nee Here, ek het die hele week aan hierdie woord berei, nou kom u 3 uur in die oggend en u gee vir my 'n ander woord. Maar dis asof die Here vir my sê, dis omdat jy nie geluister het wat ek vir jou sê nie. So ek was miskien ongehoorsaam, maar God weet nie altyd wie jy gaan wees nie, maar hy weet dat die woord wat uitgaan is altyd geseënd. So ek lees vir julle Johannes 20 vers 21 en 22. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Dis die eerste keer waar daar gepraat word waar Jesus op sy disippels blaas en sê, ontvang die Heilige Gees. By jou en my is dit nou anderste. Ons moet die Here aanneem as ons saligmaker deur wedergebore. En toe gee hulle opdrag. Die opdrag was, gaan na Jerusalem, die stad van vrede, en moenie Jerusalem verlaat totdat julle aangeraak is met krag uit die hoogte nie. En daar sal julle aangeraak word. En toe hulle almal eendragtig by mekaar is, kom die Heilige Gees met tonge van vuur en gaan sit op elkeen van hulle begin in tale praat. So kom hulle daar weg en hulle kom in die krag van die Here en hulle gaan uit en hulle bedien die mense. Dieselfde taak wat Jesus na die aarde gekom het, moet u en my opdrag wees. Dieselfde taak. Dit het nog nie verander nie, dis hoekom hy gekom het. Matteus 28 vers 19 sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En almal kom altyd tot daar en dan sê hulle, dit is wat die Here wil hê hulle moet doen. Maar dan sê die Here, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Toe kom Jesus en hy blaas op sy disippels. Dink net daaraan as hy op sy disippels geblaas het. Wat 'n wonderlike ervaring het hulle gehad, want hulle het nog nie verstaan dit wat gaan gebeur nie. Hulle het geweet, hy het hulle gesê hy gaan weg, maar hulle het hom gevra, hoekom gaan u weg? Waaroor gaan u weg? Bly hier by ons, is lekker hier in Richmond, man, is lekker hier so in die plek waar ons is. En hier is ons 'n gedeelte van die skrif wat ek vir elke ene van julle wil uitlees. 1 Samuel 10 vers 6 en 7. En die Gees van die Here sal oor jou vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. En hierdie tekens sal vir jou uitkom. Doen dan wat jou hand vind om te doen, want God is met jou. Baie van ons is bang, is skaam, ons wil nie die woord van die Here verkondig nie. Want ons is bang dat ons nie gaan sê wat die regte goed is, of mense gaan ons op hulle tone gaan trap, of ons iets gaan doen wat hulle nie aanstaan nie. Maar ek sal vir jou sê, die oomblik as jy jou mond oopmaak, sê die Bybel, sal hy jou mond vul. Die oomblik as jy iets vir God doen, sal jy 'n mens begin en iemand iets anders te verander word. En hier sal iets in jou opspring, wat vir jou die krag sal gee om die woord van God te verkondig. Want daar's 'n verlore wêreld daar buite. En hier sit die instrumente van God. Hier sit die mense wat God wil gebruik. Hier sit die mense wat die stoele moet volmaak. Hier sit die mense wat moet uitgaan en die woord van God verkondig. Want hierdie wêreld is stikkend. Hierdie wêreld is so gebroken, dat net die wegraping ons gaan red uit dit wat vir ons voor lê. En die wegraping is God gaan sy kerk omhaal en ons gaan vir ewig en ewig saam met hom wees. Hebreërs 13 vers 5 sê, God gaan jou nooit begewe of jou verlaat nie. Hy is met almal waar ons ook al gaan, maar my gebed en begeerte is dat God ons in 'n ander mens sal verander, soos sy woord verklaar in Genesis 1:26. Dat ons na die beeld van Christus geskape is. En omdat ons in sy beeld geskape moet ons moet uitgaan soos wat hy uitgegaan het. Dink julle dit was vir hom maklik om altyd so rond te loop? Hy was ook misvorm, hy was ook geslaan, hy was ook, as ek net by die bloed van Jesus kom, sal ek vir julle die 7 plekke wys waar Christus geslaan is en sy bloed gevloei het. Maar daar's 2 Hebreëse woorde wat ek vir julle wil uitlê. Moenie dink ek is Hebreëus nie, hoor. Ek krap maar hier en ek krap maar daar en ek kry 'n woord hier en ek kry 'n woord daar. Metanoia, draai weg van sonde af. Want dit is hoekom baie van ons se gebede nie beantwoord word nie. Want ons het hierdie verskuilde agendas
Ons het hierdie goed wat nie reg is nie, want die Bybel leer ons, as die Seun van God jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. En elke dag moet ons sit op ons knieë en sê, Here, wat is daar nog fout in my lewe? Want mense moet verby jou loop en die salwing van die Here moet oor daai mense kom, of die salwing van die Here moet oor daai mense gaan, en as hulle vanaand in die bed lê en hulle begin te bewe en hulle begin te skud en hulle weet nie wat oor hulle aangaan nie, dan moet hulle weet dat hulle het verby 'n gesalfde van die Here geloop, 'n kind van God wat regtig waar die aangesig van God soek. En dan epistrepo, keer terug na God toe. Is dit nie tyd dat ons meer tyd in gebed moet sit nie? Is dit nie tyd dat ons meer in die woord moet sit nie? Want die woord is die waarheid. Die woord gaan ons vrymaak. Die woord gaan ons leer. Die woord gaan vir ons die pad wys, want dis die woord van God wat skerper is as enige tweesnydende swaard. En hier is my gebed, weer eens. Elke keer as ek die woord lees, is dit my gebed vir julle. Handelinge 19, vers 11 en 12. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen. Daar waar Paulus is, kan jy jou eie naam sit. Tentmaker 1, tentmaker 2. Daar sal die Here met julle kan deel. Sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk het en die bose geeste van hulle uitgegaan het. Ons het dit ervaar die afgelope 2-3 weke wat ons hier was, waar die gees van die Here gemanifesteer het op 'n bonatuurlike manier, en God mense vrygemaak het, God mense heeltemal bevry het, omdat hulle wou vry wees, omdat dit hulle begeerte was, dat God hulle vry maak. Maar ek wil vanaand 4 goed met julle deel, en dan wil ek weer 7 goed met julle deel, maar die eerste 4 is vir my so belangrik. Die 4 goed wat ons weerhou van sonde. Wat ons weerhou van sonde. Wat ons moet toepas in ons daaglikse lewe. Dit klink asof ek nou vir julle sê, man, jy sonde in jou lewe, man. Maar is 4 goed wat ons weerhou van sonde. Met ander woorde, as ons hierdie 4 goed toepas, dan sal sonde nie sommer net aan ons kan vat nie. Die eerste een is die woord van God. As ons die woord van God lees, as ons die woord van God bestudeer, as ons die woord van God lees in terme van om openbaringskennis van hom te ontvang, dan sal sonde nie ons pad langs kom nie. En as ons tyd in gebed spandeer, en die woord en gebed gaan hand aan hand, maar ek wil net vir julle sê, as jy die woord 4 keer 'n week lees, net 4 keer 'n week, dan is die kans dat jy enigstens enige siekte in jou liggaam sal hê, 80% minder as wat iemand wat nie die woord lees nie. So as jy die woord lees, dan is daar iets wat besig is om jou te formeer, iets wat besig is om in jou plaas te vind. Luister wat sê 2 Timoteus 2 vers 14 en 15. Herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here, dat hulle geen woordestryd moet voer wat tot geen nut is nie. Maar net tot ondergang van die hoorders. Let jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, want die woord van die waarheid sal reguit gesny word. Johannes 17 vers 17, heilig hulle in die waarheid, want my woord is die waarheid. In plaas van om te skel en te skree en dinge te doen wat jy dink jy doen uit jou eie krag uit, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here. So alles wat jy doen, as jy miskien op stroppelus raak oor enigiets wat gebeur het, quoteer liewers 'n skrif. As iemand voor jou injaag, en ons wat van Johannesburg afkom, is baie bewus van die taksies wat voor ons injaag. En ons is baie bewus van die dinge wat in ons plaasvind. Maar weet julle wat, nee, as ons net die oorwinning kan kry om te sê, die Here seën jou, en ons raak nie kwaad nie, want die toornigheid van God kan nie oor ons kom as ons die woord van God aan mense verkondig nie. Seën hulle man, seën hulle en enigiets wat enige iemand teen jou doen, seën hulle lieweste. As jy voor iemand staan in 'n spaar of wat ook al, en hy praat al in 'n lelike taal, quoteer net skrif. Al wat jy doen is jy quoteer skrif. Want die oomblik as jy begin skrif quoteer, dan vat jy autoriteit. Want as jy autoriteit neem, dan weet hy, hier staan iemand wat autoriteit in Christus het, en hy sal ophou om daai slegte woorde te praat. Die tweede gedeelte is die bloed van Jesus. 7 plekke waar die bloed gevloei het.
Die tuin van Getsemane waar sy sweetdruppels in bloed verander het, was die eerste plek. Die tweede plek, ek gaan dit in geen volgorde gee nie, was die doringkroon wat hulle op sy kop geplaas het. Die derde plek was waar hulle sy gesig onherkenbaar vermink het. Paulus het dit gelees. Die vierde plek was sy hande, die vyfde plek was sy voete. Die sesde plek was sy rug gewees. En die sewende plek was toe die soldate die spies in die sy gedruk het en water en bloed uitgekom het. En hierdie water en bloed wat uitgekom het, is julle wat hier sit, die kerk van Jesus Christus. Maar kom ek lees vir julle wat doen die bloed van Jesus vir ons. Romeine 5 vers 8 en 9 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toring. Nou hierdie woord van die toring is eintlik die toring wat aankom is. Want die toring wat aankom is, wil ek net vir julle sê, COVID is Mickey Mouse. Want as ons nie hier is nie, dan gaan alle hel letterlik op aarde losbars. 1 Johannes 1 vers 7 sê, maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus reinig ons van alle sonde. Hebreërs 10 vers 19, terwyl ons dan broeders vrymoedigheid om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Ons kan net in die heiligdom ingaan deur die bloed van Jesus. Stiere en bokke is verlede. Nou kan jy net in die heiligdom ingaan as jy die bloed van Jesus oor jou pleit en deur die bloed van Jesus. 1 Tessalonisense, die derde gedeelte, sonder ek hardloop my self vooruit. Die derde gedeelte is gemeenskap met God. Gemeenskap met God. Is lekker as jy bid en jy vra die Here vir R1 miljoen in 'n Discovery Jeep en al daai mooi goed. En ons vra vir die Here R1 miljoen in ons bankrekening en al daai goed. Daar's niks fout daarmee nie. Maar ons moet gemeenskap met hom hê. Ons moet aan sy voete sit. Ons moet by hom bly. Ons moet ten minste 'n uur 'n dag in sy teenwoordigheid spandeer. Want die oomblik as jy in sy teenwoordigheid kom en jy voel sy aangesig, dan wil jy nie opstaan en weer gaan skape jag nie. Dan wil jy doen wat die Here vir jou wil hê jy moet doen. Dan wil jy net in sy teenwoordigheid bly. Jy weet, ek sit in my studeerkamer 2-3 ure 'n dag. En ek lees my Bybel en ek bid en ek praat met die Here. Maar die beste tyd is daai tyd wanneer ek stil is. Want wanneer ek stil is, kan hy met my praat. Wanneer ek stil is, kan hy vir my opdragte gee. Wanneer ek stil is, kan hy vir my die woord oopmaak. Wanneer ek stil is, dan kan hy met my deel oor sekere goed wat in my lewe nie reg is nie. En wanneer ek stil is, dan weet ek, dan kan hy vir my al die goed wat ek nodig het om te verander, met my deel daaroor. Maar as ek die hele tyd warra, dan gaan dit mos nou nie lekker uitwerk nie. Want dan gee ons mos nou nie vir God tyd om met ons te deel nie. Want God wil met ons kommunikeer. God wil met jou praat. God wil met jou deel. God wil die diepste, in die Bybel leer ons, dat die Heilige Gees ondersoek tot die dieptes van God. So hoeveel te meer wil hy nie jou ondersoek nie? Hoeveel te meer wil hy nie hierdie dieptes wat in jou is ondersoek? En vir jou sê, man, weet jy wat, daar's 'n stukkie diamant wat in jou is, wat ek wil ontgin om jou te gebruik, om die koninkryk van God uit te dra. Handelinge 1 vers 4, en toe hulle nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie. Jerusalem is die stad van vrede, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. En dan in Handelinge 2 vers 1 tot 4, was hulle eendragtig by mekaar, en die tonge van vuur het op die mense gaan sit, en het in allerlei tale gepraat, en is almal gedoop met die Heilige Gees, en die teken van die doping met die Heilige Gees, is my favorite versie vir die afgelope 4 dienste wat ek hier was. Handelinge 19 vers 6, 'n teken van doping met die Heilige Gees is die spreek van tale. En hoe meer jy in tale praat,
hoe meer kom daar openbaring in jou lewe. Hoe meer kom daar openbaringskennis na vore. Hoe meer begin jy die woord te verstaan. Want daar is sekere dieptes van God wat in sy woord is, wat ons moet bestudeer. Soos Josef toe in die put was. Josef was in die put, Jesus is gekruisig. Toe hy uit die put uit opstaan, het Jesus opgestaan. So jy moet die dieptes van God gaan bestudeer. En in die oomblik as jy die dieptes van God begin bestudeer, dan begin jy verstaan dat van Genesis reg deur tot in Openbaring is Jesus Christus. Paul, is 'n bietjie stil hierso, né? Ek kry nie eens een amen of 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. Daai uur wat jy spandeer in sy teenwoordigheid voor jy opstaan, daai uur is net 'n intieme tyd wat jy saam met hom spandeer. Dan moet jy nog jou Bybel lees, dan moet jy nog woordstudie doen, dan moet jy nog gaan werk, maar die Bybel sê bid sonder ophou. Met ander woorde, as jy daar op die motorbike ry en Milo en Coco is al agter jou aan, is dan maar 'n wonderlike geleentheid is om met die Here te praat. Daar waar jy staan agter die kospotte van Egipte, baie lekker om te staan en te sien hoe wonderlik die Here is. Daar waar jy by jou werk is, agter jou komputer sit, in jou gedagtes net met God te praat en met hom te kommunikeer en met hom te deel en vir hom te sê hoe wonderlik hy is en dan gee hom 'n geleentheid om terug te kom en met jou te praat. Kyk wat sê Hebreërs 4 vers 12. Want die woord van God is lewendig, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. Die 4de gedeelte. Ek hou baie van hierdie ene. Meng met gesalfdes van die Here. Nou gaan julle sê, ja, maar ons kan nie net altyd met die pastoor sit nie. Ha. Elke ene van julle wat hier sit is 'n gesalfde van die Here. Elke ene van julle wat hier sit het 'n roeping, het 'n doel, het iets wat God vir jou wil doen. Elkeen van julle is gesalf om die evangelie van Jesus Christus uit te dra daar buite. En omdat jy 'n gesalfde is, sal die Here volgens Hebreërs 13 vers 5 jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy sal altyd met jou wees. Hy sal die woorde in jou mond plaas. Hy sal vir jou die krag gee. En daar gaan tye kom, en ek sê nou, en ek profeteer nou, daar gaan tye kom waar hierdie mense gaan rondstap, en iewes skielik gaan hulle 'n roeping hê om daar na die ouer huis toe te gaan, of in die Spar gaan iemand voor jou stap, en daai persoon gaan siek wees, en die Here gaan vir jou sê, wat is daai persoon se siekte, en jy gaan na hom toe, en jy gaan aan op hom lê, en die Here gaan hom genees. Want ek sê nou vir julle, die eerste wonderwerk wat hier in hierdie plek plaasvind, as hierdie Richmond, dan gaan hulle mal gaan. Dan gaan hulle die aangesig van God wil soek, soos nog nooit tevore nie. Want dan gaan hulle hier inkom, en hulle gaan hierdie stoele kom vol sit, en hulle sal soek vir genesing, en hulle sal soek die God van Abraham, Isak en Jakob. My goeie vriend wat julle volgende Sondag hierso het, Doc Higgins het altyd gesê, mix with people that celebrate you. Don't mix with people that tolerate you. Handelinge 1 vers 14. En hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue en Maria, die moeder van Jesus en met sy broers. Handelinge 2:42. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap en die breking van die brood, en in gebede. Daar gaan nou, van hierdie oomblik af, geleenthede kom, wat die Here op jou hart gaan lê. Gaan bid vir mense, gaan hou gemeenskap met die gesalfdes van die Here, gaan breek brood saam met mense, gaan stem saam,
gaan bid vir mense se besighede, gaan bid vir die boere, daar's nie nou droogte nie, maar as die droogte kom, gaan bid vir mense die boere wat droogte het, gaan bid vir die siekes, sodat God hulle kan herstel, en dis dan wanneer die salwing van die Heilige Gees die jukke gaan breek, en die Gees nuwe lewe gaan bring, en die Gees se mense gaan opstaan. Ek wil vir u vinnig 7 manifestasies van die Heilige Gees gee. Die eerste manifestasie is, maak disippels van al die nasies, ek het dit al reeds met u bespreek, Matteus 28 vers 19. Die tweede manifestasie van die Heilige Gees het ek ook met u gedeel, is die woord van God. Luister wat sê Spreuke 30 vers 5. Elke woord van God is gelouter. Ou Testament. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Psalm 84 vers 11. Want 'n dag in u voorhoewe is beter as 1000 iewers anderste. Ek wil liewer in die drempel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. Kom die tente alweer deur. Die derde gedeelte is genesing. Jesaja 53 vers 5. Terwille van ons oortredinge is hy deurboor. Terwille van ons ongeregtighede verbrysel. Die straf wat vir ons vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Eksodus 15:26. As jy getrou na die stem van die Here jou God luister, en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie, en al sy insettinge hou, dan sal ek geen een van die siektes op jou lê wat ek op Egipteland gelê het nie, want ek is die Here jou God, wat jou gesond maak. Ok, as julle almal na my kyk, ja, stem maar saam, ek is 'n bietjie oorgewig, prys die Here daarvoor, want ek het mooi Marie aangekom, ek loop met 'n skrywa vol gewig huis toe, so 10 kilogram plus, het voel vir my asof ek nie meer uit die bed uit kan opstaan nie, so voer daai mense van Philippsthal ons. Maar ek wil vir jou sê dat hier staan iemand wat 6 jaar plus laas by 'n dokter was. Staan op die woord, glo die woord, vertrou die woord. En ja, ons gaan 'n ou griepie 1 of 2 keer kry en ons gaan maar weet jy wat net, dit maak ook jou binneste gesond en kry al daai allerlei goed uit wat nie van in jou liggaam moet wees nie. En dan kry ons so nou en dan 'n bietjie van 'n kopseer. Weet jy wat, dis ook goed. Drink 'n pilletjie en môreoggend is hy weg. So ek gaan nie sê jy kan nie siek word nie, maar ek wil vir jou sê, hoe meer jy op God se woord vertrou, minder gaan jy siek wees. 1 Petrus 2:24, wat self ons sondes op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Hier kom ene wat nie baie 'n goeie smaak in die kerk van Jesus Christus het nie. Maar ek sê nou vir julle onder die salwing van die Heilige Gees, dat hierdie volgende gedeelte wat ek vir julle gaan gee, meer en meer en meer in die kerk van Jesus Christus gaan voorkom. Want God wil sy kerk skoonmaak. As God sy kerk skoonmaak, dan gaan die mense wat inkom deur julle skoon gemaak word. As God gaan beginne om demone en duiwels uit te drywe, gaan hulle inkom en julle gaan die instrumente wees wat hierdie mense gaan vrymaak. Hulle gaan demoniese magte gaan uit hulle uitspat, want die krag van God gaan so sterk op julle wees. Die salwing van God gaan die juk breek en die Gees gaan nuwe lewe bring. Markus 16 vers 15 tot 18. En hy sê vir hulle, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Sê agter my aan, ek glo, ek is gedoop. Wie van julle het nie gesê ek is gedoop nie? Almal gedoop? Aha, gesien jy het stil gesit. Hierso staan duikpakpol. Daar's water, daar by Nikkel se huis. Is bietjie koud, maar daar's water, wat verhinder jou om gedoop te word? Dis wat die Bybel sê, nie ek nie. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Glo jy? Wat is jou volgende stap? Hallo, jy het dit self gesê.
Ek het dit nie vir jou gesê nie, ek het sê wat die woord sê. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat glo sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem, as hulle iets dodelik drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. Reël moet duikpak Paul vir volgende Sondag. As jy nog terug is, dan is daar water en daar's niks wat jou verhinder om gedoop te word nie, want jy glo. Die volgende ene is wat die salwing van die Heilige Gees vir julle gee, is om profeties te kan bedien. En as u die afgelope 4 dienste hier was, dan sal u sien dat die gawe van profesie, nie 'n profeet nie, die gawe van profesie baie sterk vloei in ons dienste, en dat die Gees van die Here baie mense optel en vertroue gee, en hulle bietjie boost om te sien, man, ek het ook iets wat ek vir die Here kan doen. En in hierdie profetiese gawe werk die Heilige Gees se 9 gawes baie sterk, veral 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, onderskeiding van die geeste, en dan ook verskeidenheid van genadegawes van gesondmaking. So dit is wanneer jy profeties is. As jy profeties is in hierdie gawe van profesie, dan kan jy vir mense moet hulle deel, en jy staan daar en jy weet jy moet vir iemand gaan bid. Jy sien die persoon, jy moet vir hom gaan, maar ek weet nie wat om te sê nie, Here. Dis dan wanneer die Here jou mond vul en jy net daai boldness het. En dit gebeur so baie met my, dat ek tot voor mense staan en sê die Here vir my, ek moet hulle groceries koop. En dan kyk ek so om, maar sien ek nie, maar hy het 'n bottel wyn in sy sak. Hoe kan ek nou vir hom sy groceries betaal as hy 'n bottel wyn daar in sy sak het? Dan sê die Here, ek het vir jou opdrag gegee, voer dit uit. Dan moet ek nou maar daai bottel wyn en al betaal, sodat ek net die gehoorsaamheid van die Here kan wees. En dan 1 Korintiërs 12 vers 10 sê, aan 'n ander werkinge van kragte, profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, allerlei tale en uitleg van tale. Ons het dit self ondervind hier so 2 naweke terug, waar ek gesê het, bly stil, en iemand het 'n taal gebring en daar het 'n uitleg gekom, dat die Here al hierdie stoele gaan vol mense maak. Het julle dit gehoor? Nou kan ek dan ten minste net 'n amen kry. Klink al 'n bietjie beter. En die 6de gedeelte is praise and worship. Praise and worship maak daai 2-3 ure sommer voel soos 10 minute. Sit 'n gesalfde tyd op. Kry Spotify, is dit Spotify, nee? Kry Spotify, kos jou so 'n paar rand, maar kry Spotify, en jy kan, daar is soveel goed daarso, dit is, ek wil amper sê, it's frightening, soveel liedere is daar wat jy kan gebruik. En jy kan net sit en stil word en begin om te sing en te praise en te worship. En weet julle wat, met praise en worship trek jy die teenwoordigheid van die Here na jou toe. Want sy grootste belangstelling is om intimiteit met jou te hê. Sy grootste belangstelling is om te sien hoe jy hom praise en worship. Hoe jy besig is met hom. Want die oomblik as jy hom praise en worship, dan trek jy sy liefde na jou toe. Die laaste gedeelte, ek het 'n Engelse woord vir dit, maar ek het ook 'n Afrikaanse woord. Die laaste gedeelte is favour, guns. Dis wat die salwing van die Heilige Gees vir jou gee. My favourite gedeelte in Psalm 23 vers 6, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. En weet julle wat so ver ry, en julle wat 55 kilos en uur en 'n half, ek weet nie, daar's mense wat uur en 'n half ry, of jy's naby man, jy's nou Mickey Mouse. Maar daar's ouens wat ver ry om by die werk van die Here uit te kom. Die Here sien dit raak. En die Here is 'n beloner van die ene wat hom soek. En hy sal vir jou gee die begeertes van jou hart. Ek wil nou afsluit met 2 klein gedeeltetjies wat die Here op my hart gelê het en 'n bevestiging gekry het so 2-3 dae terug. Hebreërs 12 vers 29 sê, want ons God
is 'n verterende vuur. Jy weet, toe die Heilige Gees op die disippels kom sit het, was 'n tonge van vuur gewees. En hierdie vuur bring jou nader aan God. Maar hierdie vuur breek ook die magte van die vyand. En hierdie vuur maak ook kaf en goed wat in jou lewe is skoon. En dit verwyder dit heeltemal al. Want dit is die werkinge van die vuur van die Heilige Gees. Dat enige iets wat op jou kom en in jou kom, hierdie vuur sal dit uitwerk. Hierdie vuur sal dit verwerk. En hierdie vuur sal maak dat jy 'n kragtige instrument in God se hande sal wees. Jeremia 5 vers 14 sê, daarom so sê die God van die leerskare, omdat julle hierdie woord van die Here spreek, kyk, ek maak my woorde in jou mond 'n vuur, en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer. Hierdie betekenis van hulle, dit sal hulle verteer, beteken eintlik dat die woorde wat jy spreek, sal ingang tot hulle hê. Die woorde wat jy spreek, sal hulle oortuig van hulle geregtigheid en hulle sonde en oordeel. Die woorde wat jy spreek, en die Heilige Gees nadat jy gespreek het, hy sal die ene wees wat die naprediker van die woord is. So jy lewer net wat God vir jou gee, jy lewer net af en jy loop verder, en die Heilige Gees is die naprediker van die woord, want dit is 'n verterende vuur wat in jou is, en hierdie vuur moet ontplof, hierdie vuur moet in elkeen van ons aangesteek word, sodat ons die werkinge van die Heilige Gees kan doen. Vuur spreek ook van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. As ons praat en die woord kom tot ons, dan voel ons daar's iets anderste. Ons het nie self hier ingekom en ons gaan anders hier uit, want God se vuur is besig om in ons te brand, want die woord van God is 'n verterende vuur. Die woord van God steek die vuur in ons lewens aan, wat ook goed en sleg is. Die krag van God dryf alles uit wat onrein is in ons lewens, en die vuur van die Heilige Gees veroorsaak dat ons wegdraai van sonde af, metanoia, en terugkeer na God toe, epistrepo. Die vuur brand die kaf uit, dryf duiwels uit, en laat 'n opening in ons lewens, om die leemte wat daar gelos is te vul met die salwing van die Heilige Gees. Jy weet, die oomblik as duiwels uitgedrywe word, die oomblik as daar manifestasies is, en daai persoon staan op, en ons het dit ervaar die afgelope 3 weke, sê daai persoon, ek voel so lig, want dat goed uit hulle uitgegaan, of goed wat hulle getempteer het uit hulle uitgegaan, en hulle voel so lig, en die rede hoekom hulle lig voel, is daai goed gaan, want hulle kom onder opdrag en autoriteit van die salwing van die Heilige Gees, en wat moet hulle nou gaan doen? Dan moet ons hulle vat en ons moet vir hulle gaan sê, hoor hierso, hierdie het nou met jou gebeur, jy moet nou hierdie volmaak met die woord van God, jy moet dit volmaak met praise en worship, jy moet dit volmaak om dienste by te woon, jy moet dit volmaak om te getuig, jy moet dit volmaak sodat daai goed nie weer kan terugkom nie, want daai goed kom weer terug, en as hy sien dis weer leeg, want weet julle wat, die demonies is meer aktief in die geesteswêreld as wat ek en jy is. En die oomblik as hy sien, nee, maar hier gaan nou nog niks aan nie, dan bring hy maar net 7 ergers saam met hom. So ek wil vanaand vir julle sê, dit is waarlik 'n voorreg vir my om hier te kan wees, is 'n voorreg vir my om te kan sê dat dit was lekker om in hierdie huis van die Here te wees. Het was lekker om te sien dat die Here groot dinge in hierdie plek gaan doen. Amen. Het was lekker om te weet dat daar mense is wat bereid is om op te staan vir die naam van die Here. Het was lekker om te weet dat daar iets in hierdie plek gaan gebeur. Dat daar iets gaan gebeur, en die oomblik as hierdie iets gebeur, dan gaan die mense begin daar toue staan, en julle sal moet 'n ingangsfooi betaal, so vol gaan dit wees. Dis net 'n grappie, okay? So, jy kan maar inkom my maat.